In die derde video oor ons reeks van vergifnis, kyk ons na die Bybelse grondslag van vergifnis in die Ou Testament. Eerstens stel die Ou Testament God voor as 'n God van vergifnis. In Eksodus 34 vers 6 tot 7 het God homself aan Moses geopenbaar as een wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. In Numeri 14 vers 18 haal Moses hierdie vers vir die Here aan en beklemtoon hoe God oorvloedig is in liefde en vergewing van sonde en rebellie. Die woorde van Eksodus 34 vers 6 tot 7 word aangehaal of weer klink in Psalm 86 vers 5, Nehemia 9 vers 17, Daniel 9 vers 9 en Jona 4 vers 2. Psalm 103 vers 3 sê die psalmdigter van God, wat al jou ongeregtigheid vergewe. En in vers 12 sê hy, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Sy aanbidders het hom geprys in Psalm 130 vers 4 en gesê, maar by U is vergewing. Micha sê in Micha 7 vers 18 tot 19, waar hy 'n pragtige prentjie skets van God se vergifnis. Wie is 'n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblysel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierendheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Jesaja sê in Jesaja 1 vers 18, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En in Jesaja 43 vers 25 sê die Here, ek is die een wat julle oortreding om my ontwil uitwis, en aan julle sondes sal ek nie dink nie. Die idee van God as vergewensgesind was bekend in die Ou Testament. Tweedens het God verskeie kere in die Ou Testament vir mense gesê, hulle sal vergewe word as hulle aan sy voorwaardes van kwytskelding oorgee. As die mens die regte offers aan God gebring het en in 'n nederige vertrou op hom geleen het, het God beloof dat hulle vergewe sou word. Levitikus hoofstuk 4, 5 en 6 en Numeri 15 verduidelik dit vir ons. 2 Kronieke 6 teken Salomo se gebed op tydens die inwyding van die tempel. Salomo vra God om die mense te vergewe wanneer hulle na die tempel kom om te bid. In vers 21 sê hy, luister dan na die smekinge van U knegt en van die volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag U hoor uit U woonplek uit die hemel, en as U hoor, vergewe dan. En vers 25, wil U dan hoor uit die hemel en die sonde van U volk Israel vergewe, en hulle terugbring na die land wat U aan hulle en hulle vaders gegee het. So ook in vers 27 en 30 en 39. In 2 Kronieke 12 vers 7 verseker God Salomo dat hy sy gebed verhoor het. Daar staan geskrywe, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. Hy sê vir Salomo, wanneer die mense hulle in tyd van rampspoed tot hom wend, sal hulle hul sondes vergewe. In vers 14 staan geskrywe, as hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. In Psalm 103 vers 12, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. God het in die Ou Testament beloof om sondes te vergewe. Jeremia 31 vers 34 sê hy, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Derdens het God individue in die Ou Testament vergewe. Dawid se oorspel met Batseba, 2 Samuel 12 vers 13, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here, en Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook U sonde vergewe, U sal nie sterf nie. Jesaja self is vergewe en gereinig. In Jesaja 6 vers 7 sê hy,
en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Dawid het self in Psalm 32 vers 5 gesê, dat hy deur God soos vergewe is. Toe hy sê, my sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Jesaja sê in Jesaja 55 vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Jeremia 31 vers 34, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. Daniël sê in 9 vers 9, by die Here ons God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan. God het die profeet Jona gestuur na die heidene om hulle te bekeer. Jona se taak was om in 759 voor Christus 'n waarskuwing aan die koning van Nineve te gee om te bekeer binne 40 dae of vernietiging in die gesig te staar. Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gespreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. Die Assiriërs is toe gespaar net om 37 jaar later in 722 voor Christus deur God gebruik te word om die noordelike koninkryk te vernietig. In die Ou Testament is offerhandes geen vergifnis en genesing te verkry. Maar in Jesaja het God gesê dat hy moeg is vir hulle offerhandes. Ons lees in Jesaja 1 vers 11, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers, en ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammes of bokke nie. God het dus geen behaag meer gehad in die offer van diere en bloed nie. Diereoffers kan nie sonde wegneem nie. Hebreërs 10 vers 1 tot 4 sê, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wette toetree, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word. Omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom het God ons vergewe, en sal ons in die volgende video kyk, wat sê God in die Nuwe Testament?